Geliefdes, ek lees graag vir ons 'n gedeelte uit Handelinge hoofstuk 10. En ons gaan lees vanaf vers 34 tot vers 43. Dis die gedeelte nadat die kerk het nou begin in Jerusalem en die eerste tekens van die vervolging is daar en nou begin die kerk uit mekaar uitbeweeg. Die Here is besig om met Petrus te praat. Nou dat die mense in hierdie stadium van die Bybel wat in hierdie storie gebeur het, hulle het nie 'n Bybel gehad in hulle hande om te lees op 'n Sondagoggend nie. Hulle het hierdie verhale gehad en hulle ervaring van Jesus en die getuienis van die ander gelowiges. Dis wat hulle gehad het. Nou vertel die verhaal iets van Petrus. Toe antwoord Petrus: "Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie sekere mense bo ander voortrek. In enige volk neem hy die mense aan wat vir hom ontzag het en doen wat reg is." Dan net ek terugkom na daai twee gedagtes. En dan net probeer lees. In enige volk neem hy die mense aan wat vir hom ontzag het en doen wat reg is. Julle weet tog dat God aan die volk Israel die goeie nuus gestuur het en dat daar vrede met hom is deur Jesus Christus wat Here oor almal is. Julle weet ook self dat wat dwars deur Judea gebeur het. Dit het van Galilea af begin na Johannes die Doper begin preek het. Julle weet ook hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Jesus het toe rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat onder die mag van die duiwel was, want God was by hom. En ons as apostels is getuies van alles wat hy in Judea en in Jerusalem gedoen het. Die Jode het hom vermoor deur hom te kruisig, maar God het hom 3 dae later opgewek. Toe het God hom laat verskyn, nie in die openbaar aan almal nie, maar net aan ons vir wie hy van tevore gekies het om Jesus se getuies te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons toe opdrag gegee om aan almal te verkondig en te getuig dat dit hy is wat deur God beskik is om regter oor almal te wees. Die wat nog lewe en die wat reeds gestorwe het. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Ons lees tot sover die kosbare woord. Het jy al 'n sterk standpunt gehad? Onwrikbaar. Dit is die waarheid en niks anders nie. En later kom jy agter jy was heeltemal verkeerd. Ek dink ons almal het al sulke standpunte ingeneem. Vasberade, dis die waarheid. En dan kom ons later agter dit is. Die Jode wat hier in die Bybel oor geskrywe staan, is mense wat so met 'n rooi gesig gesit het. Petrus, een van hulle. Hulle het geglo, vasgeglo, onwrikbaar, niemand kon hulle koppe daaroor swaai nie, dat Jesus het gekom vir die Jode. Net hulle. Daai mense, uit daai bloedlyn, uit daai 12 stamme, hulle is die uitverkore. Niks en niemand kon hulle kop hieroor swaai. En toe gebeur. Skielik een oggend staan Petrus voor Kornelius, wat 'n Romeinse soldaat is. En hierdie man het net hierdie diep honger nadat 'n engel aan hom verskyn. En hy sê, ek moet nou weet, want hier het 'n engel aan my verskyn. Hy het gesê, gaan daar na Simon die leerlooier se huis toe, daar van 'n ou wees, en jy moet hom gaan haal, en hy gaan vir jou die evangelie oopbreek. Vriende, vandag nog is daar sulke wonderwerke wat gebeur. Ek lees nou eendag van 'n vrou wat
in die moslim geloof was. En dis gedokumenteer. Daar's baie sulke verhale, maar ek gaan net hierdie een vertel. En die persoon sit een aand in haar vra oor God. En skielik verskyn daar 'n persoon in haar kamer. En die persoon sê vir die vrou: "Gaan na hierdie mark toe in Kaïro en in daai mark sal jy 'n man ontdek wat 'n kameelhaar baadjie dra met jeans. Hy gaan hierdie tipe skoene aan hê en hy gaan so kleur hemp aan hê. Hy gaan hierdie bril op hê en die vrou kry die visioen van hierdie man by en weg is die deur. En die volgende oggend besluit sy sal stap na hierdie mark toe in Kaïro. Sy woon natuurlik in Kaïro. Sy kom daar ingestap. En die volgende oomblik sien sy hierdie man voor haar verbystap. Presies so. Selfe bril, selfe baadjie, selfe broek, selfe alles, presies soos die beeld vir haar gewys het. Sy het nog nooit die persoon in haar lewe gesien nie. Sy stap na die man toe en sy sê vir hom: "Meneer, ek voel nou baie weird vir my, maar ek moet met jou gesels." Hy sê vir haar: "Kom ons gaan praat." Hy vat haar na 'n coffee shop toe. Daar gaan sit hulle en hy sê vir haar: "Ek weet jy sou kom. Ek het net nie geweet wie dit sal wees nie. Maar die Here het gisteraand aan my verskyn en my gesê, gaan na daardie mark toe. Iemand gaan na jou toe kom en vir jou sê ek moet met jou praat." 3-4 ure later het sy al haar geestelike vrae gevra waaroor sy gewonder het en sy daar tot bekering gekom. God doen vandag nog sulke wonderwerke soos wat hy met Kornelius gedoen het. So in ons teks sit Petrus se beurt wat hierdie sterk standpunte het. God is aan hulle kant en skielik moet hy besef, maar God is aan almal se kant. God het nie wit broodjies. En jy is nie die swart skafie in God se kraal nie. Jy word met liefde raak gesien deur 'n liefdevolle God wat sy asem wegslaan as hy na jou kyk. Hy kan nie wag om met jou tyd te spandeer. Almal is welkom. God se hart van liefde en vergifnis is vir alle mense bedoel. Vir jou en genadiglik vir my. So in Handelinge 10 word 'n draaipunt in die kerk se geskiedenis vir ons moontlik. En hierna breek dinge eenvoudig soos 'n veldbrand uit. Paulus kom tot die oortuiging dat die besnydenis nie die kenmerk is wat ons aan Christus kan vashou nie. Die besnydenis, sê hy, is 'n teken aan die liggaam en dit is nou uitgedien en nou is daar ook onbesnede mense wat op dieselfde manier soos die gelowiges in Jerusalem die Gees ontvang het, skielik in tale begin praat en ook in Kornelius se huis het dit gebeur en so gaan dit aan. En nou begin Petrus en Paulus in hierdie vergadering wat hier plaasvind, hulle begin nou connecting these dots. My Here, daar het die Here dit gesê. My Here, onthou julle daar het hy dit gesê. Hy het uiteindelik dit bedoel. En kyk hoe dit gebeur. En skielik kom hierdie groot prentjie bymekaar. God se hart van liefde is vir alle mense in alle tale en alle kulture, in elke stam en taal en nasie, sal dit in Openbaringe beskryf. En dit het ewige debatte ontwikkel in die kerk. Want daar was mense wat dit nie wou glo nie en hulle het sterk gestaan op hierdie instandpunt. Nee, net Jode, net besnydenis, net as jy nie offervleis eet nie, net as jy nie dit nie, net as jy nie dat nie, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. En hierdie ewige debatte het groot wrywing in die kerk veroorsaak. Daarom stel Petrus in hierdie vergadering hierdie twee belangrike kenmerke uit. Wat maak dat mense geïdentifiseer kan word as
kinders van God? Wat maak hulle anders, dat hulle kan sê, ek is 'n volgeling van Jesus? Want voorheen was dit duidelik vir die Jode, afkoms en familie, rituele aan jou liggaam, vandat jy 'n baba was. En hulle het geweet, ek behoort aan God, omdat ek aan hierdie stam behoort, en aan hierdie volk behoort, en uit hierdie familie uitkom. Shocker, dat die Here vir ons daardeur wil sê, uit hierdie verhaal ook, jy gaan nie hemel toe, omdat jou ma Christen was, of jou pa Christen was. Jy gaan nie hemel toe, omdat hulle jou die Bybel uitgelees het, met huiswerk nie. Jy gaan nie hemel toe, omdat hulle jou kerk toe gesleep het nie. Jy gaan nie hemel toe, omdat jy Jesus aangeneem het, as verlosser. Jy, niemand anders nie, net jy. Ek het die afgelope tyd ontdek, dat wanneer iemand die sterwe kom, is die eensaamste paadjie wat daar is. Dis net jy wat daardeur gaan. Net jou emosies. Ander kan sê hulle is jammer, en hulle bedoel dit opreg, maar as jy wat daardeur gaan. Dis dieselfde met kind van God wees. Ander kan jou aanmoedig en uitdaag en sê kom en hulle kan jou probeer oortuig en hulle kan jou vertel van hulle geloofsbelewenis, al die wonderlike goed. Jy moet kies. Dit was een van my hartseer oomblikke in my bediening gewees, toe ek 'n klein platlandse dorpie was. Eendag gaan doen ek huisbesoek by 'n oomie. En ek vra vir almal destyds die vraag gevra, wat maak jou dat jy seker is jy kind van God? Vertel my jou geloofstorie. Die oom was al baie bejaard. Hy het my gesê, dominee, die pad is tussen die pastorie en die kerk. Ek was op die munisipaliteit die daai pad gebou is. Ek het toesig gehou dat daai pad goed is. Ek is seker die Here sal raak sien dat ek die pad gebou het. Daarom sal hy my aanvaar. Ek het self so 'n eerlike antwoord gegee, maar ek het self ook so 'n hartseer antwoord. Want niks wat jy doen, kan jou in die hemel bring nie. Dit gaan alles oor wat Jesus gedoen het, en wat jy daarvan aanvaar het as die waarheid. In die tyd waarin ons lewe, is daar baie mense wat hieroor praat het, en ek hoor dit by jong mense, ek hoor dit by my werk, ek hoor dit oral waar ek beweeg, hoor ek dat mense, hulle geloof in die realiteit van God, vir hulle dit onderhandelbare, betwisbare saak te word. Ek wil een of ander tyd 'n lang reeks daaroor hou, en daar's kosbare inligting daaroor wat ek dink ons moet deurgee. En ek het al gevra dat die voorbiders saam met my daaroor bid vir die regte tyd. Laat nou gou 'n oombliekie af, want dit is belangrik. As jy mense het wat wonder oor God, bestaan hy nie. Hoe gaan hulle geloof werklikheid maak in hierdie wêreld? Ek sê julle betyds sê wanneer ek daaroor gaan preek. Dit gaan 'n reeks wees, waarskynlik 'n Pinksterreeks volgende jaar, waarskynlik. Maar wanneer dit gebeur, wil ek jou uitnooi om al daai mense te nooi om saam te kom. En ek gaan nie blootstel nie, ek gaan nie feite gee, soos wat wetenskaplikes daaroor praat, en mense wat meer weet as ek. Maar as ons daarby kom, glo ek, dit gaan vir mense baie deure oop. En jy gaan dalk net daardie een help, lei na die Here toe, wat jy al so lank voorbid. Maar, nou het ek afgebreek, verdwaal, kom ons gaan terug na die teks. Daarom sê Paulus en Petrus vir hierdie vergadering, wat is die belangrikste kriteria wat ons moet aanneem, wanneer ons sê of ons kind van God is? En dan begin hy met hierdie twee dinge wat ek net nou ook weer vir julle uitgelig het. Die twee kriteria is, 1 in vers 35, hulle wat ontzag het vir God, en hulle weet daaroor te praat. En 2, hulle wat doen wat reg is. Dis die twee punte van vandag se boodskap. Hoe lyk gelowiges wat glo die opstanding van Jesus?
Hulle is mense wat ontzag het vir God. Nou, die woord ontzag is 'n gelaaide woord. Ons moet hom bietjie gaan uitpak. Want ontzag beteken vir baie mense 'n innige respek. En ek kan respekvol met jou verskil. So, daar's iets meer in ontzag as wat ons wil erken. Ontzag is om in jou wese te besef dat God is reg in alles wat hy gedoen het. En daarom, omdat hy in alles reg is, beteken dit sy standpunt oor alles is korrek. En hy daag my uit om so te lewe soos wat sy resep vir die lewe is. En ek doen dit met oorgawe en aanbidding oor wie hy is. Dit gaan dus daaroor in ontzag, is om aan te pas my denke, my optrede, my dade, my woorde by Jesus se standpunt. Dit is om ontzag te hê vir God. Alles wat vir hom heilig is ook vir my heilig. Alles wat vir hom die waarheid is ook vir my die waarheid. Alles wat hom laat huil, laat my huil. Alles wat hom opgewonde, glimlag, maak my dans. Dit is om ontzag te hê. Dit vra daarom dat jy intens luister na God se boodskap. Nie luister soos wat ons baie keer na mekaar luister nie, want jy weet mos wanneer ons in 'n gesprek met mekaar is, ons praat met mekaar totdat jy iets sê wat ek eintlik al reeds voorberei het wil sê en dan kan ek daarop aangaan. Want ek wag eintlik net dat jy daai ietsie ingooi in die gesprek sodat ek ook kan iets sê, maar ek luister nie regtig na wat die ander persoon sê. Ek wag eintlik maar net tot die tyd kom om te gaan. So om werklik te luister na God se boodskap is om hierdie oortuiging wat jy het dat Jesus Christus die seun van God is, wat gekruisig is en begrawe is en ter helle neergedaal het en opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader en weer sal kom om te oordeel en vir ons 'n ewige lewe gaan voorberei sodat ons by 'n feesmaal kan aansit. Al daardie feite is dus nie meer 'n ritueel wat ek sê nie. Dis 'n oortuiging wat ek het. En omdat dit my oortuiging is dat hierdie Jesus deur sy opstanding die lewende God is wat mens geword het en nou aan die regterhand van die Vader sit en hy berei 'n plek gereed sodat ek eendag by hom kan wees en hy lei my in die waarheid. Nou begin ek intens luister, konsentreer, fokus, myself in fokus sodat ek 'n helder 2020 beeld kan kry op wat Jesus dink, wil gedoen het, sê, kies. En daarom as ek kan uitvind, dit is hoe God as Vader dink, dat ek dit outomaties deel van my denkpatroon sal word, wanneer ek in die wêreld kom. Dat wanneer ek die Vader iets oor sê, dat ek daai woorde so my eie woorde sal maak, dat wanneer ek in 'n gesprek kom, dat daai woorde uit my mond uit sal kom, dalk in 'n nuwe manier, dat ek dit sal kom. Dat dit wat ek van die Vader sien, hoe hy dink oor mense, hoe sy hart klop oor mense, hoe hy optree, hoe hy kyk na mense, dat ek op die oude dit so gefassineer sal wees met daardie feite, dat dit outomaties ook in my oë en in my manier van kyk na die wêreld rondom my is. Dat leef ek met ontzag vir God. Dit gaan verder. Ek haal een van die belangrikste kenmerke aan wat ons nog weer eendag by daai Pinksterreeks sal doen. Dan sê hy in die teks, nadat Jesus opgestaan het, het Jesus homself aan sekere mense openbaar.
Hy het saam met hulle geëet, sê dat. Fisies. Ons het geëet. Dit was 'n teken vir hulle van ware lewe. Dis nie een of ander skynbeeld wat hier gebeur het. Niemand het gehallusineer daaroor. Hulle het gesit en vis geëet. Daarom sê hierdie disippels, maar ons wat fisies gesien het dat hy gesterf het, ons wat daar was toe hy in die graf gesit het, ons wat gesien het nadat Jesus opgestaan uit die dood, ons het na die tyd met hom gepraat, het so met hom gepraat, ons het saam met hom geëet, saam met hom aan die tafel gesit, en daarom sê hulle, dit is vir ons 'n juridies wetlike bewys, dat die opstanding is 'n werk. Dis nie net 'n ander storie wat mense uitgedink het. Daarna, vriende, het baie van hierdie gelowiges, as die owerhede hulle gesê het, hey, bly stil hieroor, anders gaan julle moeilikheid kry. Wanneer hulle gelowiges gemartelis tot die dood toe, hulle kerkleiers, het hierdie ouens nie vir 'n oomblik getwyfel daaroor of hulle hierdie glo ding gaan aanhou glo nie. Hulle het nie vir 'n oomblik getwyfel of hulle gaan sê Jesus is die Here en hy het opgestaan uit die dood. Hoekom het hulle nie getwyfel nie? Hulle sou mos sterf as gevolg van daai keuse. Hulle sou doodgemartel word as gevolg van die feit dat hulle hierdie woorde sê. Omdat hulle geweet het Jesus gesien. Dit was nie 'n storie wat hulle oor vertel was nie. Hulle het dit gesien. Hulle het saam met hom geëet. En omdat hulle fisies saam met hom was, na hy opgestaan het, sê, julle kan maar sê net wat julle wil, maar ons het gesien. Ons het gepraat. Ons het saam met hom geëet. Ek kan maar dink wat jy wil, maar ek weet dit opgestaan. Ek weet dit opgestaan. En niks wat jy aan my liggaam gaan doen, gaan my weghou van die weerkoms en saam met Jesus vir jou feesmaal te wees. Niks wat jy doen nie. En daarom kon hulle met 'n lied op hulle harte op 'n brandstapel gaan staan. Of oor by die diere gekry het. Of op 'n houtpaal ingeforseer word en daar hang en dood. Hulle het gedoen met 'n glimlag, want hulle het geweet, dit gaan ons 3, 4, 5 ure vat vir doodgaan dag. Dit gaan verskriklik wees, ja. Maar daarna, en as ek nou hier gesê het, Jesus het nie regtig geleef nie, wat sal die effek hiervan wees in die ewigheid? Ek gaan dit mis. En het gesê oor my dooie liggaam. En hulle het geweet wat dit beteken. Ontsag vir God. Niks sal my fokus wegneem dat Jesus opgestaan het uit die dood. Niks sal my verander van hierdie wete en oortuiging dat Jesus Christus, Seun van God, en hy het in my plek gestaan, vir my sondes betaal. Hy het die helse magte oorwin en die sleutel na die koninkryk vir my aangebied. Hy het opgevaar na die hemel en beloof, ek sal jou nooit alleen los nie, sal dit nie aan jou doen nie, sal altyd van jou wees deur my Gees. Hy sal jou lei in die waarheid. Eendag, as ek gereed gemaak is, sal ek jou kom haal, en ek sal jou by my die feesmaal laat aansit. Dan sal my doel met jou volledig wees, want my plan was nog altyd dat ek en jy weer een sal wees. En daaroor, geliefdes, sal ek nie word. Jy nie? Die tweede gedagte wat Petrus hier aanneem. Mense wat nou kinders van God is, mense wat ontzag het vir God en sy gedagtes. En dan kom vers 35 daar en sê, hulle wat doen is. Want sien, dis moontlik, wel vir my onverstaanbaar, maar dis moontlik, dat mense met feite kan saamstem van ons geloofsbelijdenis, maar dat het hulle ongeërfd neem. Ander prioriteite is nou belangriker,
ander dinge om na te jaag is nou 'n groter prioriteit. Dit is mense wat sal sê, ek stem saam met al hierdie goed wat jy gesê het vandag. 100%. En dan kom die woordjie maar. En dan die oomblik wat mense die woordjie maar sê, dan weet jy, hulle is nie ondoen. Nie 100%. Die kop het hulle dit gesnap. Maar die uitvloeising van dit wat hulle in hulle koppe weet, na hulle leefwêreld toe, daar is 'n disconnect. Dis asof mense soms hierdie waarheid van Jesus se goddelikheid in hulle agterkoppe wil parkeer en sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie feit my lewe beïnvloed. En wanneer ons God en sy gedagtes, sy wil in ons agterkoppe begin parkeer, asof dit iets is wat ek kan uithaal wanneer ek dit wil uithaal, dat ek geestelike liedere kan sing wanneer dit Sondag is, dat ek kerktaal kan praat wanneer dit Sondag is. Maar die res van die week kan ek maar maak net wat ek wil. Dis 'n vlag. En die implikasies daarvan is astronomies. Jy sien die probleme dikwels gekom waar mense die onderskeid begin tref tussen Christendom en disippelskap. Dis nooit veronderstel om twee verskillende goeie te wees nie. Dis veronderstel om een en dieselfde ding te wees. Om Jesus aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker beteken outomaties dat dit lewensimpakterend is. Lewensveranderend is. Daar vir die wêreld om te sien. Weet jy waar was die eerste doopelinge gedoop? Altyd in die middel van die dorp. Die dorp het altyd 'n fontein gehad en die mense het omdat daar 'n fontein was, het hulle die huise rondom die fonteine begin bou. Dis hoe dorpe ontstaan het, daar was water, hulle kon begin saai, hulle kon die water aandra en hulle kon begin om hulle plante maak. As daar dus iemand tot bekering gekom het hulle daai persoon na daai fontein toe gevat en daar is daai persoon gedoop. In die middel van die hele gemeenskap. Vir almal om te sien. Ek het nou my mening verander. Ek glo nie meer so nie, ek glo nou so. Ek kyk nie meer so daarna nie, ek kyk nou so daarna. Ek gaan nie meer dit kies nie, ek gaan nou dat kies. Ek gaan nie meer so leef nie, ek gaan nou so leef. En van daar af het die hele gemeenskap geweet, hierdie ou is anders. Weet mense nog dat ons anders is? Sien hulle dit nog in die manier ons koppie tee saam met hulle geniet? Sien hulle dit in die goed wat ons op ons selfone aanstuur? Kan jou kinders, jou kleinkinders onomwonde sê, ek het 'n rolmodel wat by die pad na Jesus gewys het. En ek het daai keuse self gemaak. En die wêreld kan maar kom of gaan en my maats kan maar vir my laat skaam en spotter met my praat. Maar hierdie ding sal ek nie verander nie. Al sê mense wat, ek glo in Jesus Christus as die opgestane Here. Want disippels is mense wat Jesus se voorbeeld ondersoek, bestudeer, 'n studie daarvan maak, sodat hulle kan sê ek wil meer en meer soos hy lyk. Ek wil meer en meer sy beeld vertoon. Ek wil hy moet deur my sigbaar word vir die wêreld daar buite. Hierdie mense besef dat hulle redding is nie goedkoop nie. Want hulle is soos brandhout uit 'n vuur geruk, skryf Paulus. Hulle dankbaarheid sal nooit ophou nie. Elke dag is dit die ding wat hulle dryf vorentoe. God se genade het gemaak dat ek deur sy gees Jesus kon raak sien as die seun van God. Elke dag dryf hierdie een ding my, dat ek alles van Jesus wil bestudeer, indrink, deel maak van my lewe. Elke geleentheid, elke erediens, elke Bybelstudie, elke praatjie, al kos dit my wat, ek wil daar wees, want ek skuld Jesus so baie, so alles.
So as hy vir my sê, gaan na jou binnekamer toe en praat met jou Vader wat in die verborgene is. Doen dit. As hy sê, sorg vir die armes, doen dit. As hy sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, doen dit. Dis nie een of ander uitgediende saak nie. Dit is lewegewend en te veel gelowiges in hierdie opstandingstyd sê ja, maar. Die res van die teks verduidelik die profete dit verkondig. Die almal dit al gesien het, weet daarvan getuig, Jesus het opgestaan, hulle oortuiging oor dit. Daarom sê hulle vir mekaar, hoekom sal ek my lewe hier op aarde wil gemaklik maak? Net om eendag skaam te staan voor God? Hoekom sal ek God se idees vir my onderhandelbaar maak? Hoekom dit meer inpas by mense? Daarom vriende, Jesus se opstanding word die spulpunt waarop alles draai. Ons het Vrydag gepraat oor die kruisiging van Jesus. Maar Paulus sê, as hy nie opgestaan het nie, dan was al hierdie ander goeders tot niks gewees. Niks hiervan sou sin gemaak het nie. Maar omdat hy opgestaan het, maak alles nou sin. En alles wat hy gesê het, word dus nou riglynwaardig. Die opstanding moet elkeen van my en jou laat dink oor hoe het Jesus in die tyd van vandag. Hoe leef ek my belydenis? Glo ek nog my belydenis? Ek steen op my eksamen. Sê ek het wanneer ander dit sê. Of is dit die lewensaard van die manier waarop ek kyk en dink en keuses maak. Vriende, hier in Horison Gemeente wil ons dit die lewensaard van ons hele wêreld. En ons wil meer en meer mense hê wat voorbeelde daarvan is, wat vir 'n jonger geslag kan sê, dit is ons rolmodel. Dis ons peace. Dis wat hier jou sien. Mag jy die opstanding in jou are toe brys en jou verstand weer sy. Ek glo vir die Vader. Hy in jou al opstand gebeur. Want as gevolg van die sondeval, het Jesus se hart van liefde so oorgeloop, dat hy nie anders kan nie, as om sy hemelse heerlikheid prys te gee, en onder ons te kom woon, en in ons taal te praat, en vir ons te wys hoe ons moet lewe, en die grootste van alles is, dat toe die wêreld hom wil stil maak, het hy opgestaan. En hy het dood oorwin, en hy het my sy kind kom maak, en ek het hom aan te neem as my verlosser, en nou het ek die kosbaarste skat, dat sy gees my lei, die regte keuses te doen. En telkens, wanneer ek die verkeerde keuses maak, is hy daar om my te herinner, sodat ek weer op my knieë voor hom kan kom buig en sê, Vader, vergewe my. En eendag kan ek jou fees maak. En eenmaal, al kan ek nie vir jou sê waar die hemel gaan wees nie, al kan ek nie vir jou sê, lyk God nie, glo ek, hy is God, die glo ek, hy het vir my 'n plek voorberei, in Nuwe Jerusalem, ek sal by 'n feesmaal aansit, en ek sal eendag deel wees van God se oerplan met hierdie hele wêreld. Nuwe Jerusalem, Nuwe Jerusalem, en niks
sal my oorskry van hierdie liefde